Ons sê goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou met Valentynsdag net om die draai kan 'n mens mos nie anders as om oor die liefde te praat nie. Want dit is oral om jou en plakate en radio's praat daarvan en die winkels is vol van geskenkies en advertensies. En tog as ons oor die liefde praat, bly liefde een van die moeilikste goeters om reg te verduidelik en vas te pen. Selfs Salomo, die wyse ou wat amper alles in die lewe verstaan het en oor alles geskryf het, sê ergens dat hy self verstaan nie heeltemal hoe die liefde tussen twee mense werk nie. En as hy dit nie kon vaspen nie, moet ek vra, wie is ek en jy? So, as ons eerlik is, wanneer ons oor liefde praat, dan bespiegel ons maar daaroor. Ons skryf daaroor, ons maak video's daaroor, maar dis ons interpretasie daarvan. Want ons weet dat dit 'n gevoel is, of ons dink so. Want ja, ons weet liefde is 'n gevoel. Daardie knoop ken jy in jou maag wanneer jy daardie besonderse persoon sien. Daardie warm iets in jou bors. Maar liefde is ook meer as net 'n gevoel. Ek hou nogal van hierdie gedagte, want as jy die woord emotion vat, waarvan liefde een is, en jy haal die e en emotion apart van mekaar, dan sit jy met wat energie is en motion wat beweging is. Met ander woorde, dis ook energie in beweging. En dis basiese termodinamika in die wetenskap, wat sê energie verdwyn nie, dit verander net van vorm en rigting. En liefde is presies dit. Dis 'n gevoel, ja, maar dit is 'n energie wat beweeg. Dit gaan oor meer as net daardie knoop in jou maag, dit gaan oor aksie, rigting en keuses. Deesdae praat almal van love languages. Dr. Gary Chapman se werk is op almal se lippe en elke liewe mens met wie jy praat sal vir jou kan sê wat hulle love language is. En dis woorde of woorde van bevestiging of kwaliteit tyd of geskenke of diensbaarheid of fisiese aanraking. En dis die goed met ander woorde wat my en jou trigger, die goed wat vir ons sê as dit gebeur en ek kry dit, dan voel ek geliefd. En ja, daar's baie waarheid daarin. Maar, dit kan tog nie net daar stop nie. Want, wat as jou love language nie net wys hoe jy liefde verstaan nie, maar ook wys oor waar jou vrese in die lewe lê, waar jy dalk vassteek in jou energie, waar jou vloei geblokkeer is, wat as dit minder gaan oor hoe jy lief het en meer oor waar jou insecurities lê en waar jy nog tekortskiet en moet leer van wat werklike liefde is. Die gevaar is dat ons in hierdie tale, in hierdie gesprek van hierdie love languages, dat ons daarin dit gebruik as maskers, as verskonings. Wat sê, man, dis hoe ek is, dis my taal, en so hak ons selfsugtig en vas. En skielik hoef ek mos nie te groei nie, ek hoef nie te beweeg nie, ek hoef nie te verander, of ergens heen te gaan met dit nie. Nou, dit is dalk hoekom mense, al kry hulle elke dag geskenke, steeds leeg voel. Hoekom affirmasies 120 begin klink as iemand die hele tyd vir jou sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, jy is oulik, jy is oulik, jy is oulik, dan raak dit 120. Hoekom jy al meer woorde en meer tekens en meer bevestiging soek, want niks van hierdie love languages se dinge voel regtig of permanent nie. Want liefde is nie gemaak om deur hoepels te spring en in blokkies te bly nie. Liefde is nie 'n bedelaar wat langs die pad sit met 'n bakkie en wag dat iemand elke dag 'n seentjie ingooi en dit dan op die ou einde liefde noem nie. Liefde in sy essensie moet vry wees om te kan beweeg, om saam met iemand te groei en die lewe te ontdek, om asem te haal en te geniet. En dan kom die Bybel en gooi alles op 'n ander manier op die tafel. Want die Bybel praat baie oor liefde en oor God as die bron daarvan. Maar God se liefdestaal werk nie soos ons sin nie. Dit werk nie, dis nie 'n lys van vereistes nie. Dis nie liefde op my terme nie. God se liefdestaal klink so. Dit gaan oor opdag en bly te midde van. Aan die begin het God opgedaag, toe mense nie luister nie, byvoorbeeld Adam en Eva, wat het God gedoen? Hy het gebly. Te midde van die skuld en die skaamte en die seer kry. En dwars deur die Bybel sien jy dit. Moses, Israel, Josef, Abraham, Sarah, Hanna, Dawid, Gideon, Maria, Josef en Petrus, die disippels, sondaars en gebrokenes. God daag op en God bly.
God is daar, selfs wanneer mense hom teleurstel, selfs ook vir hulle wat hom nie lief het nie, daai ding wat Dawid so geplaat en ons ook soms verstom. Dis so anders as ons manier. Ons sê, ek sal jou lief hê as jy my so lief het. Praat my liefdestaal, voldoen aan my behoeftes en laat my veilig voel. Maar dalk is dit die les wat ons moet leer. Liefde kan nie selfsugtig wees nie, want dalk is dit juis hoekom ons nie geliefd voel nie. Ons sit vas by die ego en die ego word nooit versadig nie. God se liefde staan aan die ander kant van die ego. Dis nie gesentreer rondom kry nie, maar rondom wees, om op te daag en te bly te midde van enigiets, sonder voorwaardes. So vra jouself, hoe lyk jou liefde? Praat jy God se liefdestaal of praat jy die wegkruip selfsugtaal van die ego? Want daai ander ding is die liefde nie. As jy maskers het en die ego jou wil dryf in liefde, is dit nie liefde nie. Dis dan manipulasie, waar jy sê, jy kan net by my wees as jy aan my nikke en my grille voldoen. En voor jy weer vir iemand sê, ek is lief vir jou, dink 'n bietjie mooi daarin. Is dit uit God? Is dit in dieselfde motief waarmee God lief het, in dieselfde houding wat God het? Dit is iets wat ons kan nastreef as werklike liefde, want dit maak ons vry en dit transcendeer ons. Want sonder daardie ingesteldheid beteken selfs daai Valentynskaartjie absoluut niks nie. Die chocolates bly bitter, die blomme verlep en die woorde is nie eers die papier werd waarop dit geskryf staan nie. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.